Altyd lekker om saam met jou te kuier en op 'n maandag mag jy 'n besonderse tyd saam met my beleef in die teenwoordigheid van die Here. Dis altyd 'n voorreg om die woord te deel en ek glo ook dat vandag ook een van daai sessies gaan wees wat vir jou 'n groot seën uit die hand van die Here gaan wees. Ek is opgewonde, ek het 3 sessies vandag, môre en oormôre. Sessie 1 wat ek vandag met jou oor gaan gesels is omhels jou reis na jou eindbestemming. En dan natuurlik môre aand gaan ek gesels oor moenie opgee in die middel van jou reis nie. En ja, Woensdag gaan ek gesels oor wat God beloof het, sal hy voorsien. Nou die 3 sessies volg op mekaar en ek wil jou uitnooi om nie een van die sessies te mis nie. Dit is baie belangrik dat jy sal ag gee op wat die Here ook vir jou op hierdie stadium in jou lewe wil sê. En die Here gebruik my maar net as 'n instrument om met jou te deel. En vir jou wat ingeskakel het, baie welkom. Mag jy sommer hierdie uitsending sommer share en iemand tag. Ek wil jou uitnooi, tag en share dit en deel dit sommer maar net vandag met iemand, want dit is so belangrik dat hierdie boodskap by elke man en vrou sal uitkom, om by 'n plek te sal kom in jou lewe om te omhels God se plan en doel vir jou lewe, en op hierdie reis na jou eindbestemming toe, om te weet hoekom ek hier is, waarom ek hier is, vir wat ek hier is, en dat ek my purpose sal ontdek, my doel sal ontdek. Jy is nie maar net hier om oud te word en dood te gaan, en 'n lekker pensioen eendag te geniet, en dalk by 'n huisie op die strand te gaan bly nie. Ja, dit kom ook. Maar op pad daarna toe, jy weet, is ons baie keer geneig om heavenly minded, earthly no good. Ons raak so vasgevang om hemel toe te wil gaan, wat wonderlik is, maar dat ons op die markplein, waar ons werk en waar ons bly, nie 'n verskil te wil maak in ons omgewing. Ek wil jou uitnooi om werklik waar na hierdie 3 sessies wat ek voorberei het met jou wil deel, dat jy dit sal vat en joune sal maak. En mag vandag ook vir jou uitstaan, en dankie vir jou wat inskakel, en jy vind my nommer alreeds op die platforms. Stuur jou naam en van na daai WhatsApp nommer toe. Ek sien Ivan en Elmarie het alreeds my nommer op TikTok en Renier op Facebook, en vir jou op YouTube, TikTok en Facebook, baie welkom, en glo jy is ingeskakel met 'n verwagting. Die kinders is al in die bed, en dalk kyk jy nou eers terwyl jy by die werk is, of dalk eers 'n bietjie later. Dit is goed so, solank jy luister en ag gee, nie op wat Stef sê nie, maar wat die woord met jou en my deel. Ek is maar net die draer van hierdie goeie nuus. Ek is maar net die draers van hierdie blye boodskap om jou te bemoedig, en vat dit en maak dit joune, leef dit en streef na heiligmaking, streef om te doen wat die Here ook vir jou instoor het. Ek glo die boodskap, julle hoor my baie duidelik, en die opvangs goed is, en ek is soos baie opgewonde vir hierdie week se 3 sessies. Donderdag aand, oudergewoonte, bid ons ook so vir mekaar. En ek wil jou uitnooi om dan ook jou gebedsversoeke te stuur, my WhatsApp groep. As jy na my WhatsApp groep toe kom en jy wil jou naam en jou van, dan plaas dit daar, klaar op die groep, dan kom daar 'n ander nommer op wat sê, sou jy berading wil hê. Jy weet, dit is vir ons tariewe rondom ons aanlyn sessies, en jy weet, of 'n aanlyn berading of op die kantoor die berading, is meer as welkom om dan 'n sessie te boek. Daaraan is kostes verbonde. Maar as jy boodskap stuur en jy het net gebed nodig, of jy wil graag net ons moet saam met jou bid oor 'n saak, die nommer wat op die blad verskyn is vir daaglikse dagstukkies, ook so om die woord soos vanaand te deel. En dan wil ek ook sê, baie dankie vir elkeen wat hierdie netwerk finansiëel ondersteun. Hierdie Pastoor Stef Ministries. Dankie vir jou wat belê en saai in hierdie bediening. Jy weet, en
mag die Here jou ryklik seën, uit jou sokkies uit bless, vir dit wat jy ook so in hierdie bediening saai. Maar ek wil by jou kom stil staan, en terwyl jy daai knoppie druk van like en share en tag, kom ons bid so saam. Hemelse Vader, wat 'n voorreg dat ons kan stil word voor U en met 'n verwagting uitsien vir dit wat U vir elkeen van ons wil sê, en my gebed is dat U haar en hom sal seën en omvou hulle met U krag, U beskerming en U seën en met sterkte. Dankie vir U woord, Here, wat 'n werklikheid word in harte en in hulle lewens. Op die markplein, dat ons dit toepas en 'n verskil maak. Vader, so bid ek dat hierdie Rema woord gestalte sal neem in elke hart en lewe. Dankie vir 'n dag wat U ons gespaar het, en deur die dag die hand oor ons gehou het, en dat ons aan die einde van die dag ook kan kom en U die eer en die lof te bring. Seën ook so sy huis, haar huis, hulle besittings en hulle geliefdes, omvou hulle met krag en beskerming, en ook sodat dit wat hulle gebed is, en dit wat hulle hartsbegeertes en behoeftes is, dat U sal aanraak en vandag, Here, ook so sal kom seën soos nog nooit. Dis my gebed in Jesus se naam. Baie welkom by hierdie besonderse tyd saam, wanneer ons net lekker saam kuier, en waar jy ook al vandag af vanaf inskakel en na die boodskap luister, dalk uit jou bed uit, moontlik uit jou motor of by jou werk, of dalk is jy in 'n moeilike seisoen in jou lewe. Ek glo dat hierdie woord ook vir jou besonders baie gaan beteken. Tema omhels jou reis na jou eindbestemming. En daarom weet ek dat in dit die Here, jy weet, vir jou iets moois in stoor. En die tema waaroor ek met jou gaan gesels oor en praat is in die volgende paar minute, kan vir jou 'n werklikheid word as jy dit vat en ook so in dit leef. Hoor wat ek vir jou sê, daar's iemand wat nodig het, dalk is dit jy wat na hierdie boodskap moet luister. Wat dalk op 'n plek in jou lewe is wat jy sê, Here, ek wonder, hoekom moet ek deur hierdie pyn gaan? Here, hoekom, terwyl ek op hierdie pad is, hoekom vat dit so lank? Hoekom al hierdie teleurstellings? Het jy al in jou lewe sulke gedagtes gehad? Hoekom hierdie woestyn tydperk? Hoekom hierdie wagtyd? Maar ek het gekom om op hierdie oomblik by jou stil te kom staan, om vir jou te sê, net omdat jy nog nie by jou bestemming is nie, jou eindbestemming, jou bestemming wat jy voorbid en wat jy begeer, beteken nie dat God van jou en my vergeet het nie. God werk nie net by bestemmings nie. God werk in die proses. En in jou en in my lewe het ons prosesse en gaan ons deur seisoene. En God werk in 'n proses. Voordat God jou by jou bestemming bring, kom hy en hierdie proses, en hy kom bou jou karakter, hy kom bou jou geloof, jou uithou vermoë, jou vertroue in God. Dis wat God kom doen in hierdie proses waarna toe ek en jy in ons lewens beweeg. Jeremia 29 sê dit so mooi in vers 11, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Nou ja, God sê ek het reeds jou eindbestemming in gedagte. Ek wil vir jou sê, as pa en as ma, wil ons kinders die beste hê, die mooiste hê. Sissa het hierdie naweek trourokke aangepas en vandag deel sy met my en pa kry 'n knop in sy keel.
En sy deel met my, by hoeveel plekke sy omgegaan het, en dat, toe ek hierdie een spesifieke rok aanpas, het ek net geweet, wat ek weet. Maar pa, jy kan nog nie sien nie, want dit is vir daai spesiale dag. Nou ja, so het God ook vir jou instoor. Daar was 'n dag gewees, toe hy aan die kruis gesterf het. Hy aarde toe gekom het, mens geword het, sonde aangeneem het, kom sterf het, 'n prys betaal het, sodat jy en ek die beste kan hê, die ewige lewe. En God het vir jou instoor, ten spyte, te midde van jou swaar kry en jou ellende, 'n hoopvolle toekoms. God het alreeds vir jou 'n bestemming instoor en in gedagte. Ek het agtergekom dat op my pad, en ek dink op jou pad, want ons stap nie elkeen dieselfde pad nie, verstaan ons nie altyd op hierdie pad hoekom sekere dinge met my en met jou gebeur nie. Ons verstaan nie alles nie. Ons sien ook nie alles nie. Maar God sien die einde van die begin af. God was al by jou en my môre. En dit bring my by die eerste punt, waar ek al so baie oor Josef gepraat het, maar kom ek gaan 'n paar goed vir jou net gou uitlig. Josef moes die put beleef voor die paleis. Ek praat met jou eindbestemming. En hoor baie mooi, sy eindbestemming was die paleis, was om te heers, maar hy was eers in die put. Josef het 'n droom ontvang en God het Josef gewys sy eindbestemming. En God gee vir jou en my die woord en gee vir ons hierdie beloftes, maar God het hom al weerhou van, of God het nie vir hom die proses gewys nie. Luister, in jou lewe is dit ook so. Josef moes deur verwerping en deur pyn en deur verraad en deur slawery en deur gevangenis en alleenheid en eensaamheid gegaan het, voordat Josef die paleis betree het. En ek weet, dit klink vir jou, maar ek moet mos, as ek kom aangeneem het in die paleis wees, dis nie hoe dit werk nie. Ek en jy is nie gevrywaar van moeilike en swaar tye nie. Maar in hierdie proses is daar vorming, en in die proses is daar ontdekking, in die proses is daar diepte, is daar openbaring. Ek het geleer in my lewe dat in die moeilikste tye om vas te hou aan God, aan die anker, was dit die resep vir deurbraak, was dit die resep van armoede gebreek word en swaarmoedigheid gebreek word, want God het in hierdie my transformeer. Paulus en Silas in die tronk, Sadrag, Mesach, Abednego in die vuuroond, Daniel in die leeukuil. Voordat jy die paleis bereik, is daar 'n proses. En ek en jy aan die kant van die graf het elke dag uitdagings en prosesse. Maar ek het 'n keuse of dit my gaan breek of dit my gaan bou. Of ek gaan bitter word of ek gaan beter word. Ag, so tussen die vloer en die politoer, so tussen die takke en die teer, so tussen die bottel en die etiket, so tussen die boom en die bas, sal ons baie keer sê. Jy het 'n keuse. Of dit op jou gaan groei, of jy gaan oorwinning en deurbraak spreek. Genesis 50 het ek vir jou nou die aand gelees. Ek wil jou weer aan dit herinner. Hy sê in vers 20, julle
wel het kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink. En ek wil vir jou sê, op hierdie pad wat jy en ek stap na ons eindbestemming toe, na dit wat God vir ons gestoor het, is prosesse. En baie keer in hierdie prosesse is mense geneig om jou te wil breek. Jaloesie, afguns, haat, onmin. Maar God het ek sien beweeg in my lewe in prosesse wat alles ten goeie meegewerk het. Baie keer in storms het ek dit nie raak gesien nie, maar as die storms uitgewoed het, het die mooiste gekom. Jy sien die vuuroond, daai smeltproses. Jy weet, breek af wat moet verwyder word. En God gebruik baie keer hierdie prosesse om selfs sekere tye mense van ons te verwyder. En baie keer moet die Mosesse eers doodgaan voor ons kan ingaan in die beloofde land. En baie keer is daar seisoene wat moet eers klaarmaak voor ons kan ingaan in groter en in beter in ons lewens. Luister mooi, die put was nie Josef se einde nie. Die put was deel van 'n voorbereidingsproses. Ons praat van prosesse. En jy sê dalk vir my, Stef, maar hier is nie lekker nie. Daar is mense wat vandag in 'n put sit. Dalk sit jy nou in 'n put met 'n finansiële uitdaging, 'n emosionele put, 'n finansiële put, 'n huweliksput. Dalk voel jy sit in 'n geestelike put, jy's moeg en afgemat en jy ervaar nie geestelike deurbrake nie en jy kom by 'n plek wat dit raak net vir jou erger. Ek wil by 'n plek kom om by jou te kom stil staan, om te kom verklaar, jou put is nie jou eindbestemming nie. Julle sal my nommer vind, hy verskyn, Karen Renier, plaas hom baie keer op Facebook en daarso op TikTok. Dankie Ursula, het my nommer daar opgesit en daar's my nommer, stuur vir my WhatsApp met jou naam, ek laai op die groepies en jy ontvang ook so die boodskap. Jou put, ek wil dit kom verklaar, jou put is nie jou eindbestemming nie. God gebruik jou put om jou en my voor te berei. Dink aan 'n tweede punt van Moses wat deur die woestyn moes beweeg. Gaan lees Exodus 3. Dit is vir my so treffend en so mooi verhaal, maar tog ook 'n werklikheid. Ek het duidelik gesien sê in Exodus 3 vers 7 dat die ellende van my volk, daarom het ek neergedaal om hulle te verlos. God ken jou en my hart. Moses het gedink hy is klaar. Jy sien, Moses was by 'n plek en hy was aan die agterkant van die woestyn vir 40 jaar. 40 jaar. Kan jy dink, maar God het hom nie vergeet nie. God was besig in die woestyn met Moses. Luister baie mooi. Die woestyn is nie waar jy sterf nie. Die woestyn is waar jy gevorm word. Die woestyn, die wildernis van jou omstandighede is nie waar jy sterf nie, dit is die prosesse. En ek moet vandag met ander oë na my storm kyk, na my lewe kyk. Ek is op pad, ek het nog nie gearriveer nie, maar op hierdie pad
moet ek toelaat om nie halstarrig te wees nie. To surrender. In die woestyn het ek geleer vertrou. In my lewe het ek geleer dat die seer en die moeilike tye, het ek geleer om te bid. Ek geleer wat's geloof. Ek het geleer om op God te wag. In daai tye het ek geleer om stil te word. Het ek geleer om te luister. Ek wil jy moet hoor, soos 'n arend natuurlik sy kuikens leer vlieg, en hy 'n nes aan mekaar sit, is dit nie 'n gemaklike nes nie. Dit is ongemaklik daai nes. Nie omdat hierdie arend sy kuikens haat nie, maar jy sien hulle is nie bestem om in die nes te bly nie, maar omdat hy weet hulle is gemaak om te vlieg, en God laat soms ongemak toe in ons lewens. Want gemak bring nie altyd groei nie. Om in 'n comfort zone te wees, vir 'n gemeente is 'n gevaarlike plek. Vir 'n prediker om op 'n gemaklike plek te wees, om in 'n comfort zone te wees, is 'n gevaarlike plek. Luister wat ek vir jou sê. As 'n besigheidsman om te dink jy het gearriveer, as man van jou huis te dink jy het gearriveer, as vrou om te dink jy het gearriveer, jy maak 'n fout. Ons moet konstant groei en ons moet konstant toelaat dat God besig wees met ons, sodat ons ag sal gee, dat ek van die voorgrond af sal kom en sal sê, Here, lei U, neem U die voortou, ek sal U volg, Here. Want gemak bring nie altyd groei nie. En is tog so hartseer dat ons wil altyd in 'n gemaklike plek wees. Hy comfort zone. Ek laat dink my in Openbaring 3, waar daai comfort maak dat jy lou raak. Jy's nie warm nie en ook nie koud nie. En dit is 'n afskuw vir God. As jy vir niks staan nie, val jy vir enige iets. As daar nie visie is nie, is jy maar net op 'n wandeling. Is maar net eintlik soos op 'n uitstappie. Dit bring my by 'n derde punt, want Jesus het 'n kruis gedra. Praat met jou oor prosesse. Jesus het 'n kruis gedra voor hy 'n kroon kon ontvang. Kom ons lees wat sê in Hebreërs 12 vers 2, terwille van die vreugde wat hom voorgehou is, het hy die kruis verdra. Hy het die kruis verdra. Selfs Jesus moes in sy leeftyd die proses aanvaar en in die proses loop. Getsemane, hy moes verraad hanteer, hy moes bespot word, hy moes die kruis dra, hy moes gekruisig word, hy moes uitmekaar geskeur geword het, vasgespalk aan 'n kruishout vir jou en my. Dit was die proses voor hy die kroon kon ontvang. En in jou en my prosesse moet ek dit oorgee aan God, want ek en jy breek baie keer in ons lewens, ons rem God. Want ons hou nie van hierdie vuuroond, hierdie put ervaring in ons lewens, hierdie leeukuil ervarings nie. Daai tronksel ervarings nie, maar dit is juis in hierdie oomblikke wat ek leer by Paulus en by Silas, wat ek by Gods manne leer in die woord, en dis hoekom ek dit nie meer en meer kan oorbeklemtoon. Jy moet die woord van God ken in hierdie dag en uur in jou lewe, want wanneer jy hierdie Gods manne gesien het, sal jy verstaan dat die prosesse het hulle gelouter, het hulle nader gebring aan dit wat God vir hulle in stoor gehad het. En dis hoekom ek verstaan, wanneer hy sê, wanneer jy ly, wanneer jy treur, verbly jou eintlik. Wanneer jy swak is jy eintlik sterk.
Want jy verstaan, want in hierdie prosesse is heiligmaking besig om te plaas te vind en te gebeur in jou en in my lewe. As Jesus 'n proses gehad het, en deur prosesse moes gegaan het, hoekom dink ons gaan sonder 'n proses, en deur prosesse, en deur hindernisse, uitkom by ons eindbestemming? Paulus het verstaan, dat die reis ook sy bediening is. Paulus verstaan, dat in hierdie seer, wanneer hy swak is hy sterk. Wanneer hy in die prosesse gespot word, en toegesluit word, en ter dood veroordeel en alles moet ervaar in sy lewe. In die prosesse het hy nog steeds opgestaan, tydig en ontydig, om die woord te bedien, want hy het verstaan, dat hierdie proses is eintlik die proses wat hom uitbring by sy eindbestemming, en ek glo dit is hoekom baie mans en vrouens eendag die ewigheid gaan mis, omdat hulle nie verstaan, dat in hierdie prosesse is die pad God vir jou en my wil suiwer om uit te kom, om te verstaan dat die markplein roep Jesus, die markplein roep liefde, die markplein begeer lewe. Maar ons het geleer om eerder te murmureer, hoekom en waarom? Hoekom ek, Here? Vir wat hierdie? Ek sit selfs vanmiddag met ons kerk se bank staat en ek dink, Here, 20 jaar terug in my 30, baie langer terug, 98, was daai tyd se inkomste beter as wat nou tans in die gemeente is. En dit herinner my aan hierdie boodskap, wat ek besig is om voor te berei, dat in hierdie prosesse is ek besig. Hoor jy wat ek vir jou sê? Sien jy die groter prentjie van wat jy deurgaan? Hou goeie moed. In jou huwelik, in jou besigheid. Romeine kom en hy bring dit so mooi uit in hierdie gedeelte wat hy sê in Romeine 8 vers 28 en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk. Alles ten goeie meewerk. Verstaan die proses. Verstaan jou pad. Verstaan jou roeping. Sien jou roeping. Hierdie is vir my om op hierdie reis na my eindbestemming toe te gaan. Maak my opgewonde. Want as jy dit snap, dan gaan jy verstaan dat in jou swaar, in jou seer, dis die evangelie. En dis nonsens wat almal net karre en paleise losprofeteer. Die prosperity nonsens. Die woord leer my, dat jy moet jou reis verstaan, op pad na jou eindbestemming toe. God wil vir jou alles doen, God het vir jou alles in stoor, maar in dit het jy 'n bediening, en jou bediening is nie dieselfde as my bediening nie. Nie jou preekstoel is nie dieselfde as die mechanic se preekstoel nie. Die mechanic se preekstoel is nie dieselfde as die ortopeed se nie. Is nie dieselfde as die dokter se nie. Is nie dieselfde as die een wat die straat vee nie. Elkeen van ons het 'n doel op hierdie aarde, nie net om te werk en oud te word nie, maar ook om vir Christus op ons markplein 'n verskil te maak. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk. Selfs in die prosesse na ons eindbestemming toe. Nie sommige dinge, nie alles. Jou teleurstellings, jou verliese, jou trane, jou foute, jou wagtyd. God gebruik vandag, Boeta, Sissa, luister, alles.
Hier's 'n praktiese toepassing, hoe om jou reis te omhels. Hou op jouself met ander te wil vergelyk. God se tydlyn en God se tyd en ritme vir jou is uniek. En as jy jou reis wil omhels, om in hierdie prosesse by daai bestemming uit te kom wat God vir jou instoor het, dan wil ek vir jou sê, uit dit uit begin God te loof, uit dit uit begin opgewonde te raak. Jou tydlyn, jou seisoen is nie dieselfde as my seisoen nie. Dis hoekom ek nooit mense sou probeer forceer en druk om iets te wees. Jy is wie jy is en God het 'n plan en 'n doel met jou, maar ek kan dit nie vir jou ontdek nie, jy moet dit self ontdek. Leer om God te vertrou in die wagtyd, is die tweede punt wat ek vir jou wil sê, om jou reis te omhels, om in dit te kan kom, om nie jouself met ander te wil vergelyk, to live up with the Joneses. Matteus 6 vers 33 sê, soek eers die koninkryk van God, en al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Ek wil vir jou sê, om eerstens by 'n plek te kan kom in jou lewe, om niks te word, sodat God alles te kan word, om te kan verstaan, ek is besonders uniek aan mekaar geweef, deur God, en sy oog is op my, ek is sy oogappel, sy plan en sy doel vir my lewe, is die beste plan en doel, nie wat die dokter sê nie, nie wat die staatspresident sê nie, nie wat die pastoor sê nie, nie wat my man sê nie, nie wat my vrou sê nie, nie wat my baas sê nie, maar ek moet by 'n plek aankom om te verstaan, in hierdie prosesse, het God my uniek gemaak, ek sê unieke skepsel. Hê genade vir jouself. Maar moenie jouself met ander te vergelyk nie. Vir baie lank het ek op so 'n plek gewees, het ek, toe ek jonk in die bediening was, ek wou 'n Jimmy Swaggart gewees het. Nie dat ek kon, soos Liberace kan speel, en ek het 'n stem wat skrik vir niks. Klink net vir myself pragtig in die stort. Tot ek besef het, jy maak jouself moeg om jouself te wil vergelyk met ander. Wat jy het, waar jy bly en wat jy ry, sê vir God dankie vir dit. Maar jy gaan jouself moeg maak om jy die hele tyd te wil vergelyk met ander. Want as jy daar gekom het waar hy en sy is, dan gaan daar weer iemand anders. Daar is altyd iemand anders wat meer het as jy. En beter het as jy. Leer om God te vertrou in hierdie wagtyd. En dit is my so mooi, hy sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Jesaja 40. Iets wat my in hierdie hele proses van om dit te ontdek, is hou aan beweeg. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade. Hy sê nie al sit ek in hierdie dal nie, hy sê al gaan ek deur hierdie dal. Hou aan beweeg. Stadige vooruitgang is steeds vooruitgang. En baie keer houe ons wind uit. Dit peekie ons dat ons val en dit vat langer om weer op te staan en dit is moeiliker en dit is seerder. Maar ek het geleer dat dit is oké om nie oké te wees. Ek het geleer in my lewe dat soms waar ek altyd groot tree kan gee, moet ek nou twintjie voor twintjie sit. Maar steeds vooruitgang. Ek wil vir jou sê, kom by 'n plek in jou lewe om te verstaan wat God vir jou wil sê. Ek praat juis nou met iemand wat dit moes hoor. Jy het amper opgegee. Jy stak op die punt van 'n handdoek ingooi. Jy het gewonder of God jou vergeet het. Maar ek wil vir jou sê, die Here kom en hy kom sê vir jou en vir my, ek is nie klaar met jou nie. Jou wagtyd is nie verniet gewees nie. Jou wagtyd is nie vermors nie. Jou trane is nie verniet nie. Ek neem dit op, ek vang dit op. Daar's 'n vervaldatum aan jou seer en jou stikkende hart en jou trane wat jy stort. Jou pyn het 'n doel. En jy sien jou proses het betekenis. Toe ek by 'n plek gekom het om
Nie meer te worry wat mense sê nie. Weet jy wat het toe gebeur? Ek het vrede. Ek is nie meer gejaag nie. Want hierdie is my pad, hierdie is my wedloop, en waar ek altyd wou gejaag het om eers oor die wenstreep te gekom het ek rustig geraak en besef, dat om die wenstreep te behaal, is wat God vir my instoor het. Hoe ek al oorkom, wanneer ek oorkom, sy tyd is die beste tyd. En baie keer is ons in hierdie wedloop so besig om na ander se wedlope te kyk. Hoe gaan dit by daai kerk en hoe gaan dit in daai gemeente, hoe gaan dit in daai besigheid, hoe gaan dit, dat jy so rondkyk, dat jy jou visie en jou droom verloor. Jou hartklop verloor. En die oomblik wanneer jy rondkyk en terugkyk, verloor jy momentum. En jy gaan uit jou baan uit. En jy mis dit. Baie keer kan jy verder wees. Jy kon verder gewees het, as jy oë van mense afgehaal het. Filippense 1 kom en hy sê in vers 6, hy wat 'n goeie werk in julle begin het, hy sal dit kom voltooi. Hy sal dit kom voltooi. My reis op pad na my eindbestemming het prosesse. Ek is nog nie waar ek wil wees nie, maar daarom nie meer waar ek was nie. Môre aand se sessie, moenie opgee in die middel van jou reis nie. Jy's op pad. En op hierdie pad is prosesse. En môre aand gaan ek verder. So nooi almal uit om môre aand te luister. Ek wil vir jou bid. Here, baie dankie dat ons kan stil word voor U en dat U ons nooit verlaat op ons reis nie. Dankie dat selfs wanneer ons nie verstaan nie, U steeds werk. My proses, my pad is nie dieselfde as haar pad en hierdie Boeta se pad nie. Maar U werk steeds. Dankie vir genade, dankie vir liefde, en help ons om nie net die bestemming lief te hê nie, Here, maar ook hierdie prosesse te omhels, wat ek tans in is. Gee ons geloof om aan te hou, Here, in hierdie dag, in hierdie seisoen van ons lewens, in hierdie week, in hierdie maand, in hierdie jaar, krag om nie op te gee nie, en oë om te sien, dat U hand in hierdie seisoen is, in my lewe. Dankie vir U teenwoordigheid. Seën hierdie Boeta, seën hierdie Sissa. Dankie vir liefde, dankie vir genade. Dankie dat ek U vertrou in hierdie proses. Ek vertrou die proses. Ek vertrou die prosesse. Want dit vat my na daai plek toe. Het was lekker gewees om saam met jou te kyk. Dankie vir jou wat hierdie blad ondersteun en share, tag het. Mag het iemand net bemoedig en hoor jy, moenie opgee in die middel van jou reis nie. Dis uniek, dis besonders. Jy is uniek. Jy is besonders. Ek hoor hierdie storie van 'n man, juist dat ek werk vir die Bybelgenootskap. Dis wat ek doen, my day job. Ek is nou ook 'n pastoor van 'n gemeente, maar my day job is ook die CEO by die Bybelgenootskap. En ek dink vanoggend het hulle ons KPA's gehad en ons moes ons verslag gee om te kyk hoe ons hierdie laaste 3 maande perform, en dan kyk hulle na die grafieke en hulle kyk na alles en jy weet, die donateurs en doen jou werk, en toe ek nou neersit te dink ek aan 'n storie wat ek gehoor het van hierdie man wat ook by die Bybelgenootskap gewerk het. Ja, maar hy het verskriklik goed gedoen. Hy het besonders baie Bybels
verkoop. En hy was altyd top aan die groep. En toe hy die dag moet aftree, toe vra die groot man by die Bybelgenootskap vir hom, Benny, maar Benny het bietjie gehakel ook. Hy sê, Benny, ons by die Bybelgenootskap, jy verkoop, by jare wen jy die trofee elke jaar dat jy die beste Bybelverkoper is. En jy het al miljoene Bybels verkoop, hoe het jy het reg gekry? Hy sê, ag, die dokter, ek kom klop aan hulle die deur en dan sê ek wil hulle 'n Bybel koop en as hulle moet ek kom vir hulle deur lees. As jy hom nie wil koop nie, kan ek net vir jou 'n hoofstuk lees. Hy sê, dan koop hulle dadelik 'n Bybel. Nou, ek dink ek moet daai ene ook 'n bietjie gebruik, ek vandag in my sessie was by die Bybelgenootskap, dink ek moet daai triek by gemeentes bietjie trek as ek gaan praat oor Bybels. Dit is vir my lekker om saam met julle te kuier en ek moet vir jou sê dat die aanlyn kerk is my hartklop en so baie mense het vir my gesê, gaan jy nou klaarmaak met die aanlyn kerk en nie meer in die aande bedien nie, toe ek gesê nooit in my lewe en hierdie is my ander kerk, hierdie is my eintlike kerk, jy weet, en ek is by die Bybelgenootskap en ek is by die aanlyn kerk en ek het soveel besonderse boetas en sissas by die Bybelgenootskap wat naby my hart is en selfs aan die aanlyn kerk en nou het ek 'n nuwe gemeente in Kalien en ek sê gister vir die ek het gesien 'n paar, ek hoop nie ander predikante in Ruiten en in Bronkhorstspruit en in Pretoria en in Kalien het geluister en ek het gesê, maar ek is 'n ou skaapdief, kyk ek gaan die skaapies deur die draad steel uit die wol net in die draad sit, een van die dae is my kerkie vol, die predikante moet watch, ek steel hy skaapies, laat daar net wol in die draad sit. Dat ek gister huis toe ry, en dog ek, en nou gaan die predikante my nie eens uitnooi na hulle dinees toe of hulle etes toe daar in Kalien en omgewing, maar hierdie ou is 'n skaapsteeler, hy gaan vir ons skapies kom steel. Gaan oor die koninkryk, ek sê altyd, as daar lekker kos is om te eet, dan kom die mense, jy weet, en as hulle kos kry by jou, dan gaan hulle kom eet daar by jou. As daar nie iets is vir jou mensies om te eet by jou kerk nie, dan gaan hulle, jy weet, ek hou nie van bokspringers nie, maar ek sien nie sê iemand, ek is van Ruiten, gloria, halleluja, maar nie vir jou predikant sê nie, man. Maar ek dink julle vat dit daarin ligtig en bid vir ons in Ruite, in Kalien en ons is baie opgewonde vir dit wat besig is om te gebeur in die gemeente en as jy in die omgewing is, ek bedien Sondagoggend 10:00, ek is opgewonde vir dit wat voorlê. Kom geniet. Ek vertrou die Here, ons het nie 'n worship span nie, so jy weet, ek vertrou die Here vir, daar's 'n klavier, ek sien daar's 'n paar note wat nie lekker is nie, maar ons gaan vir hom fix. Ons het stel dromme, ons gaan dit fix, kort voorsangers, al sing jy 'n bietjie te goor, kom staan daarvoor, en kom sing saam met my. Verbeel jy staan in die shower en net 'n Pavarotti stem. Kom kuier saam. Nou, ons het lekker gekuier gister in teenwoordigheid van die Here. Pas jou op, kyk mooi na jouself, baie blessings en sien uit om môre aand selfde tyd saam met jou te kuier. Woensdag aand gaan ek aan. Onthou, ek het vir jou gesê, dis 3 sessies wat ek bedien en jy weet, Woensdag, jy weet, gaan ek praat oor God werk wanneer jy dink niks gebeur nie. Op hierdie prosesse. Jy dink alles is verniet. Kom God nog steeds deur. En God werk agter die skerms. Lekker gewees om saam met jou te kuier en sien jou môre aand 8:00. Pas jou op en groete vir sproete en 'n lekkie vir vlekkie. Die Here seën. Soete nagrus. God bless.